Goeiemôre, welkom baie welkom hier so by EBW maklik verstaan. In hierdie videoetjie julle gaan ons kyk na die KBJ van 'n diensonderneming. In die vorige enetjie het ons gekyk na die KOJ. So julle die KBJ van 'n diensonderneming is ook baie belangrik. Ons gaan moet weet ook hoe om hom toe te pas. Ons gaan ook moet weet wat is nodig vir hom. Hy verskil so klein bietjie van 'n KOJ, maar die prinsip bly dieselfde. So kom ons leer nou die KOJ. En julle in hierdie video gaan julle leer om die transaksies reg te kan toepas in 'n KBJ. En julle gaan ook die regte brondokumente. Die brondokumente van 'n KOJ en die brondokumente van 'n KBJ verskil. In 'n KOJ weet julle dit is geld wat ontvang is, maar julle in 'n KBJ werk dit bietjie anders. So ons gaan nou leer hoe dit ook is. En julle gaan ook in hierdie video leer hoe om die KBJ reg af te sluit. In die vorige een het ek vir julle geleer om die KOJ af te sluit. In hierdie enetjie gaan ons nou leer van die KBJ. So die KBJ gaan ons doen van 'n diensonderneming. Wat is 'n diensonderneming julle? Ons gaan net nou weer daarna kyk. Maar kom ons kyk nou bietjie. Die KBJ staan as kontant betalingsjoernaal. Die KOJ het julle geleer is die kontant ontvangsjoernaal, so dis al die geld wat 'n besigheid ontvang. Maar nou kyk ons na die KBJ julle. Dit is weer al die geld wat die maatskappy uitgee, word aangeteken in die KBJ. So as hulle goed moet betaal, as hulle goed moet aankoop, want onthou, jy kan nie 'n besigheid maak as jy niks aankoop nie, né? Of as jy mense onthou jy het 'n pen nodig, jy moet daai pen tog aankoop. Goed, so dan gaan jy geld moet uitgee om die pen te kan aankoop. Saam met dit, die brondokument julle vir 'n KBJ is die cheque teenblad. Nou, 'n besigheid skryf 'n cheque uit. En op die cheque skryf hulle nou al die besonderhede goed, maar hier aan die kant julle waarna hy vas is, bly die cheque teenblad agter. En daai inligting daarop is dan vir die boekhouer wat die besigheid in die boeke moet doen. Dan, o ja, hulle het penne by P&P gekoop op die 10de. Vir R300. Daarom bly die cheque teenblad daar. Goed. Ek het vir julle net nou gevra wat is 'n diensonderneming? Kan julle nog onthou? 'n Diensonderneming julle is hoofsaaklik 'n besigheid wat 'n diens lewer. Ons het voorbeelde gehad van jy kry 'n loodgieter, jy kry 'n skoonheidssalon, jy kry tuindiens. Ek het vir julle ook verduidelik soos ek, wat julle lewer 'n diens. So, ek is ook deel van 'n diensonderneming. Ons help ander deur vir hulle 'n diens te lewer. Goed, ons koop nie en verkoop goederes nie. Ons tans lewer 'n diens en dit is ons bron van inkomste. Goed, as ons nou verder gaan kyk, moet ons ook weet dat die kolomme julle vir 'n KBJ verskil klein bietjie van 'n KOJ. Ek het vir julle gesê in die KOJ van 'n diensonderneming gaan die kolomme altyd dieselfde bly. Nou, onthou julle dit. Maar julle 'n KBJ se kolomme verskil bietjie. En kom ons kyk. Nommer 1 dien as dieselfde soos 'n KOJ. Jy skryf hier net kontant betalingsjoernaal van wie dit is. Hierdie is Don tuindienste. So hulle kom maak ons tuine skoon, né? En hierdie was vir Julie 2013. Maar kyk hierso julle, dit is die 7de maand se KBJ van hierdie ouens. So daarom staan die KBJ. Dit is nou mos die afkorting van kontant betalingsjoernaal is KBJ en dis die 7de maand se boeke wat hier gedoen word. Dan nommer 3 is dieselfde, dis die dokumentnommer, maar in wat is my brondokument nou weer vir 'n KBJ? Dis 'n cheque teenblad, né? Goed. Dan julle, die dag is die dag waarop dit plaasgevind het. Die naam van begunstigde julle is die hier toon jy die persoon of besigheid aan van wie die geld of aan wie die geld betaal is. So as jy argumente wil by P&P nou penne gaan koop het, gaan P&P se naam daar kom en dan die bedrag. Hier sê ek ook vir jou, indien dit 'n kontant cheque is, word kontant geskryf in plaas van die persoon of besigheid se naam. Baie keer julle trek 'n besigheid 'n kontant cheque waar hulle sê nou maar lone moet betaal vir die dag. Onthou julle wat ons gepraat het toe ons gekyk het na die rekenkundige begrippe? Lone julle word weekliks betaal. Salarisse word maandeliks betaal. Maar dit is die
vergoeding vir jou werkers. So jy kan werkers hê wat weekliks betaal word, dan betaal jy hulle 'n lone, maar jy het ook werkers wat maandeliks betaal word, dan betaal jy hulle 'n salaris. Goed, en dan julle, as ons dan nou as 'n besigheid lone wil betaal, dan trek ons kontant. Okay, want ons moet hulle kontant betaal, dit word nie in hulle rekeninge inbetaal nie. Minimaal betaal jy 'n dagloner. Dis iemand wat miskien dalk net vir oggend vir jou die voordeur kom skuur het. Jy gaan hom met kontant betaal. So, weet jy wat? Dan maak jy 'n kontant. Dan gaan daar by naam van beginsel kontant staan en nie argumentsondawe Jan Potgieter nie. Okay. By nommer 6 is dit die nommer van die grootboekrekening waarheen die bedrag oorgeboek gaan word. Dit gaan ek vir julle later as ons oorgaan na die algemene grootboek toe, dan gaan ons daar ook iets begin invul. Okay, die grootboek word behandel in die volgende les. Okay. Julle, dan nommer 7 is die bedrag van die cheque. Dit is die geld wat uit die bank uitgegaan het om eventually dit betaal het. Soos ek vir julle gesê het, ons by PNP penne gekoop en dit was R300, dan sal R300 daar kom. In hierdie geval het ons gesê julle moet 'n kolom vir lone hê, vir toerusting en my diverse. Dit beteken jy betaal weekliks of elke tweede week lone uit, so dit is iets wat gereeld deur daai maand betaal word, en daar word toerusting aangekoop want jy's 'n tuindienste. So jy het miskien 'n nuwe lem nodig. Jy het miskien 'n wiel nodig vir 'n grasnyer, jy het miskien 'n hark nodig. So dit is alles die toerusting wat jy gebruik om jou dienste te lewer. So daarom is dit dan het jy fisiese kolomme. Onthou wat ek vir julle gesê het in die KOJ, julle. Hierdie kolomme wat hierso kom is goed wat gereeld deur die maand gebeur. Maar iets wat net 1 of 2 keer gebeur gaan in jou diverse kom. Dan nommer 8 julle, is die kolom sal vir jou gegee word. Dis wat ek nou vir jou gesê het. Ek het vir julle gesê lone en toerusting. Dit is vir items wat gereeld betaal word, net soos ek nou net vir julle verduidelik. So ook nommer 9. Daai kolomme sal gewoonlik aan die begin vir jou gegee word deur te sê, boek hierdie volgende transaksies oor na die KBJ toe met die volgende kolomme. Okay. Dan nommer 10 julle, is my diverse rekeninge. Dit is die goedjies wat nie gereeld gebeur nie, wat so 1 of 2 keer 'n maand uitgegee moet word of betaal moet word, dan kom hulle onder diverse rekeninge. Jy het argumentsondawe, 'n donasie hierdie maand gegee. So jy het betaal daarvoor. So dit was 'n uitgawe gewees. Jy het betaal. So jy het miskien vir Sanlam Investments het jy R300 as donasie gegee. Dan gaan daar staan R300 donasie. Okay. Daar soos hulle ook sê, dit is die folienommer wat julle later sal leer van die diverse rekening van die algemene grootboek. Wanneer ons die algemene grootboek doen, dan gaan ek julle verduidelik hoe om dit hier in te boek. Dan by nommer 12 is die naam van die grootboekrekening. So kom ons sê daar was 'n donasie, jy gaan in jou grootboekrekening dan ook 'n kolom of 'n rekening hê vir donasie. Okay julle. Nou gaan ons bietjie na 'n voorbeeld kyk hoe om die KBJ in te vul. Teken die volgende transaksies aan in die kontantbetalingsjoernaal van Baan Bakery. Gebruik kolomme vir bank, lone, skryfbehoeftes en diverse rekening. Okay. So kom ons wys hoe ons dit moet invul. Eerste plek, dis die kontantbetalingsjoernaal van wie? Van Baan Bakery. Vir watter maand was dit julle? Hulle het nou nie daar gesê nie, maar hier is die voorbeeld, dit was sommer nou vir Julie, né? En hulle het Julie eers begin, so dit was die KOJ nommer, hierdie is heeltemal verkeerd, dit moet KBJ nommer 1 wees. Sorry vir daai fout, julle, dit moet KBJ wees. Okay, nie KOJ nie. Dan gaan jy dokumentnommer, dag, naam van beginsel, folio, bank, lone, skryfbehoeftes, diverse folio besonderhede. Okay. Kom ons kyk na ons eerste enetjie. Ons eerste enetjie sê, koop 'n gebou van Dien Developers van R250,000 en jy reik cheque nommer 01 uit. So wat gaan hier eerste staan? Cheque 01. Okay, dit gaan T wees, hierso staan nou 'n key, maar dit gaan T wees 01. En op watter dag was dit? Dit was op die 1ste. Dien Developers is aan wie dit die cheque uitgemaak was. Onder bank gaan jy skryf 250,000, dit was nie vir lone nie, dit was nie vir skryfbehoeftes nie, dit was vir grond en geboue. So by diverse gaan jy 250,000 skryf, grond en gebou. Onthou, jy gaan nie elke dag geboue koop of elke dag grond koop nie, jy is nie 'n investor nie, né?
Dan, nommer 2, betaal munisipaliteit R560 vir die aansluitingsfooi van die water en elektrisiteit. Onthou julle, voor jy jou besigheid of jou perseel wat jy nou sê nou maar hier, of jou besigheid wat jy nou gekoop het, die gebou, moet jy by die munisipaliteit aansluitingsfooie gaan betaal om jou water en ligte aan te sit. So dit is wat hier nou was, né? Dit is ook dan nou check nommer 2, want daar het hulle vir ons gesê dit was check nommer 1. Onthou, jy gaan jou check teenblad, dis die nommertjie in jou check teenblad, so hulle volg op mekaar. So die R2 transaksie vir daardie maand was gewees op die 5de dag en dit was aan die munisipaliteit. Onder bank is R560 en dan onder diverse, want julle dit was nie vir lone, dit was nie vir skryfvoet nie, so onder die diverse R560 water en elektrisiteit. Dan ons derde enetjie is op die 8ste dag gewees en dit was vir wissel 'n check om lone te betaal. Onthou wat ek vir julle gesê het van lone. Lone word weekliks of elke tweede week betaal, maar salarisse word maandeliks betaal. In hierdie geval het hulle gesê wissel 'n check en ons gaan hom as kontant hê. Onthou julle wat ek gesê het. Hierdie is nie fisies iemand wat jy betaal nie, dit is omtrent 5 ouens se lone wat jy nou betaal, so jy trek die kontant. Dit was check nommer 3, want ons gaan aan, dit is die derde transaksie, so is check nommer 3. Dit was op die 8ste dag, dit is kontant wat mee betaal is, onder bank 1500 en onder lone julle, daar is 'n lone kolom, onder lone 1500. Goed. Kom ons kyk na ons volgende ene. Op hierdie dag julle sien julle is daar 2 transaksies. Reik 'n check uit ten gunste van FRB Vennote vir skryfbehoeftes R480 en koop 'n voertuig van Mani Motors betaal by check R185.000. Julle hierdie werk anderste as by die KOJ. By die KOJ het ek gesê dat jy skryf dit as een bedrag op een dag. In hierdie ene werk dit nie so nie. By die KBJ skryf jy elkeen op sy eie, maar jy skryf nie die dag 2 keer neer nie, want elkeen het sy eie check, elkeen het sy verskillende besonderhede of naam van begunstigde en hierso het jy nie 'n ontleding van ontvangste kolom wat dan op die ou en kontant is wat ontvang is en dan inskryf nie. Hierso skryf jy elkeen apart. So hier het ons nou, as ons nou eers na die eerste enetjie gaan kyk, reik 'n check uit ten gunste van FRB Vennote vir skryfbehoeftes van R480. Dit was check nommer 4, want is 1, 2, 3, check nommer 4. Dit was op dag nommer 9 en dit was FRB Vennote. Onder bank, want dit is die bedrag wat uit die bank uit gegaan het, né? R480 en onder skryfbehoeftes julle. Hulle sê hierso jy het skryfbehoeftes aangekoop. So onder skryfbehoeftes is R480. Goed. As ons nou na die volgende enetjie kan kyk, ook op die 9de is koop 'n voertuig van Mani Motors, né? En jy betaal per check of by check van R185.000. Dan gaan jy check nommer 5 skryf, want dis die 5de check. Dit is op dag 9, so jy skryf nie W9 neer nie. Mani Motors, dis aan wie die check uitgemaak was, onder bank R185.000, want dis die geld wat uit die bank uitgegaan het, na julle. En dan onder diverse is dit R185.000 en dit is vir 'n voertuig, want jy het voertuig aangekoop, né? So jou rekening wat in die algemene grootboek gaan wees, is voertuie. Ons volgende transaksie is op die 16de betaal lone. Wat het ons gesê van lone? Dat fisies, jy het 'n check geskryf vir kontant. So dis kontant wat jy nou het, né? En dit was check nommer 6 julle. En dit was op die 16de, dit was kontant wat mee betaal was. 11.500, yes. En dan onder lone is 11.500. Goed. Ons volgende enetjie lees, koop verpakkingsmateriaal. Dit is soos in die sakkies waarin jy jou goeders verpak, né? Koop verpakkingsmateriaal van markhandelaars vir R6.980. Goed, hy gaan op die 7de, nee, sy checknommer is nommer 7, want is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7de transaksie, so dis die 7de check wat uitgeskryf was, nou, en dit was op dag nommer 19, en die check was uitgemaak aan markhandelaars, en dit was bank R6.980 wat uit die bank uitgegaan het, maar ons skryf dit by diverse julle, want dit was verpakkingsmateriaal. Daar is nie 'n kolom vir verpakkingsmateriaal nie, so dit kom by diverse R6.980 en dit was vir verpakkingsmateriaal.
Ons volgende transaksie is betaal hier vir die gebruik van 'n stoorkamer en reik 'n tjek ten gunste van Rina Jansen uit vir R2500. So aan wie betaal jy hierdie julle? Aan Rina Jansen. Vir wat was dit? Kan julle dink? Dit was vir huur, né? Maar is hierdie 'n huurinkomste? Nee, dis geld wat jy betaal het. So dis hier uitgawe. Kom ons kyk hoe hy aangeteken word. Dit was cheque nommer 8. Was op die 25ste. Dis aan Rina Jansen. Jy huur die stoorkamer by Rina Jansen. So jy betaal haar. Die bedrag is R2500 en onder diverse julle skryf jy dan die bedrag en huur uitgawe. Ons volgende enetjie is betaal lone R4230. Daar's nog 'n transaksie op die 30ste. Koop skryfbehoeftes van Sam se skryfbehoeftes. Betaal per tjek R8700. Hier's 2 transaksies, maar onthou wat ek gesê het, elke transaksie word apart ingeskryf en by bank word elkeen se bedrag apart ingeskryf. Nou nie saam nie. So op die 9de is die 30ste dis die cheque nommer 9. Dit was op die 30ste, dit was vir kontant want dit was vir lone. Dit kom onder bank en onder die lone kolom, né? Dan die volgende enetjie vir skryfbehoeftes. Dit was op die 10de, ek skryf nie weer die 30ste neer nie. Okay, daar hoef jy dit nie weer te skryf nie, want ons weet nou dis vir die 30ste. Dit was van Sam se skryfbehoeftes, dis die plek wat betaal is, R8700, want dis wat uit my bank is en dis waarmee ek betaal het. En dan onder skryfbehoeftes julle is R8700. Goed. Hierso julle moet ons nou die kolomme gaan optel. Daar gaan jy en jy gaan tel banksinne op. Jy gaan en jy gaan tel lone sin op, skryfbehoeftes sin en die diverse se bedrag. Sien julle? En op die ou end julle, as jy die lone, die skryfbehoeftes en die diverse se bedrag bymekaar gaan tel, moet dit balanseer met jou bank. Julle kan dit sommer gaan toets. Okay, gaan tel dit op en dan kyk julle. So julle hierso het ons nou met ons vergrootglasie lekker geloer en dieper ingekyk hoe om die KBJ in te vul. Onthou julle, hierso is nou per ongeluk 'n fout, maar daar moet KBJ staan. Soos met die vergrootglas 'n bietjie ingaan, hier moet KBJ staan en dit was vir die eerste maand. Goed. Okay julle. Hier is ons al klaar met hoe ons die KBJ doen van 'n diensonderneming. Onthou, daar's 'n verskil van 'n diensonderneming en 'n handelsonderneming. In hierdie geval doen ons nou die diensonderneming wat julle leer in graad 8. En 'n diensonderneming is 'n maatskappy of 'n plek wat 'n diens lewer. 'n Voorbeeld van 'n diensonderneming is soos 'n tuindienste, né? Hulle lewer 'n diens. As daar enige vragies aangaande hierdie is en jy verstaan nog nie lekker en jy's nou aan die einde van hierdie video, gaan asseblief weer terug en gaan kyk hom en maak vir jou notas en gaan probeer dit. Gaan probeer as jy op hierdie video gaan en jy sien die eerste enetjie kom in, stop die video en gaan probeer hom eers self invul en dan kyk jy hoe ek dit gedoen het. Goed, moet asseblief nie meer sukkel met hierdie nie julle. As jy ook enige vragies het, gaan oefen en oefen, gaan kyk in jou handboek hoe hulle dit ook doen. En wat ek ook dan vra is dat jy asseblief hierdie video sal like en ook sal subscribe julle op my YouTube channel. Ek gaan weekliks videoetjies oplaai wat jou stelselmatig die legkaart gaan laat bou sodat jy gaan weet hoe om dit te doen. Ek vra julle ook as julle nog steeds sukkel sien maar met die rekenkundige vergelyking, gaan kyk daardie video weer en dan probeer jy die KOJ en die KBJ weer. Okay, julle moet sommer nou boffins raak in rekeningkunde. Mag julle 'n awesome dag hê. Totsiens.